Gedurende die tweede semester van 2025 bied die Gereformeerde Theologiese Akademie 'n kursus aan oor die 3 formuliere van enigheid. Ek is professor Dolf Brits, ek is die dosent vir hierdie kursus. Die formuliere van enigheid is oorbekend in Suid-Afrika, omdat kerke van gereformeerde belydenis natuurlik die formuliere van enigheid as hulle belydenis grondslag en basis het. Daarom is dit gewoonlik agter in die psalmboeke of in die kerklike liedboeke afgedruk. Oorspronklik was die 3 belydenisskrifte deel van meer as 100 gereformeerde belydenisse wat in die 16de eeu en in die eerste helfte van die 17de eeu ontstaan het. Die Heidelbergse Katekismus het sy oorsprong in Duitsland in Heidelberg, waar dit in 1563 eers in Duits, byna onmiddellik in Latyn en Nederlands vertaal is, en daarna in talle ander tale wêreldwyd. Die Katekismus het gedien as die onderrigboek van die gereformeerde kerke. Die Katekismus is eintlik 'n samevatting van die gereformeerde leer, soos dit in die 16de eeu na vore gekom het. Ons gaan na die Katekismus kyk, veral die eerste 7 Sondae, waarin die vraag, waarom het God mens geword, nagekyk gaan word. Dink weer oor die vraag, waarom het God mens geword en hoe? Dit bly een van die mees aangrypende vrae in die teologie. En die antwoord daarop, die belydenis van die kerke het tot uitdrukking gekom in die Nederlandse geloofsbelydenis. Die het in 1561 ontstaan, aanvanklik in Frans, daarna Latyn, daarna Nederlands en op voetspoor van die Katekismus in talle ander belydenisse, lande in die wêreld. Een van die sinnetjies in die Nederlandse geloofsbelydenis het tot gevolg gehad dat die bekende Dordtse leerreëls gemunt is. Ek lees die sinnetjie, wat bedoel ons met die geloof? Dan is die antwoord om presies te wees, en ek haal aan uit artikel 22, ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie. Want die geloof is slegs 'n middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels. Die geloof in sigself is nie medewerkend ten opsigte van ons redding en ons saligheid en ons geregtigheid nie. Dit dra nie by daartoe nie. Dis as te ware 'n leë hand wat oopgemaak word deur die Gees en die Woord om ons Here Jesus Christus te ontvang. Rondom 1600 was hierdie saak omstrede en het hierdie sinnetjie onder 'n vraag gekom. Die kerke moes dit antwoord. Dit het uitgeloop op die 5 hoofstukke van die Dordtse leerreëls, waarin die waarde van die geloof presies uitgeklaar word. Lees 'n mens die 5 hoofstukke, dan kom jy onder die indruk daarvan dat al die hoofstukke eintlik ingebed lê in die 12 artikels wat uit die apostoliese tyd kom. Daar is dus nie skeefgroei, vereensydiging of 'n aksentering wat 'n mens benoud laat voel nie. Al 12 artikels kom in die 5 hoofstukke van die Dordtse leerreëls ter sprake.
om die sakkie toe te knoop. Wat gaan hierdie kursus jou baat? Wel, daar is baie teologiese kennis, in diepte kennis. Daar is kerkhistoriese materiaal wat vir jou vergesig gaan open oor die 17de eeu en die 16de eeu. Dit gaan jou aan die hart bring van waar ons onderrigboek ontstaan het. Maar as 'n mens op hierdie manier omgaan met die belydenis wat sy oorsprong in ons Here Jesus het, in sy toerekening, want waar die woord gehoor word, daar word Christus bely. As 'n mens so omgaan met die belydenis, dan kom jy agter dat die belydenis jou aan die hand neem om die diepte en die breedte en die hoogte van ons Christus kennis te omhels. Ek sien regtig daarna uit om julle in die kursus te ontmoet, om saam met julle hieroor na te dink, om julle vrae te antwoord en om die pad te deel, om te ontdek hoe ons in lewe en sterwe aan ons Here Jesus Christus behoort.